Goeiemiddag, liewe vriende. Ek wil graag met die oog op die nagmaal eerskomende Sondag, die 31ste Mei, twee goed graag doen. Ek wil eers in die eerste plek sommer 'n stukkie doen sodat ons onsself kan voorberei op die nagmaal. Ek dink dit is belangrik dat ons nou reeds in die week wat aanloop tot die nagmaal wel oor die nagmaal sal nadink en wat die betekenis daarvan is vir ons. En dan as ek klaar die gesprek oor die voorbereiding vir die nagmaal gedoen het, dan wil ek oor Sondag se nagmaalsdiens 'n paar kort inleidende opmerkingies gee. Praktiese reëlingkies tref. So ek vra baie mooi, luister tot heel aan die einde, sodat julle ook die praktiese sake kan hoor ten opsigte van die nagmaal en julle dus voorbereid na die nagmaal kan kom. Die teks wat ek graag wil lees vanoggend of vanmiddag moet ek eerder sê, is Jesaja 55 en ek wil net 3 verse lees. Jesaja 55 sê, kom almal wat dors is. Kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie. Kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon, soos aan Dawid. Dors, liewe vriende, is seker een van die mees intense ervarings wat 'n mens ooit kan hê. Ek dink die meeste van ons het al op 'n tyd in ons lewe dors gehad, maar ek dink nog nooit so intens dat jy voel as ek nie nou water kry nie, nou iets te drink kry nie, val ek mors dood neer nie. Baie min van ons sou so 'n intense dors al ooit beleef het. Jy sien, dors het met die essensie van die lewe self te doen. Sonder water kan die mens nie leef nie. Tog is daar ook baie meer aan die hele gedagte van dors. Dis op dit wat ek graag 'n bietjie wil fokus vanmiddag. Daar is meer as bloot net die fisiese dors van 'n keel wat droog is en grof en krapperig is omdat dit lanklaas 'n lekker slukkie water gehad het. Mense dors soms behalwe na die fisiese water ook na vele ander goed in hulle lewe. Daar is mense wat dors na rus.
geestelike rus, fisiese rus, psigiese rus. Mense wat so moeg is, dat elke dag net 'n groter las as die volgende word. Daar is mense wat dors na betekenis, wie se lewens so monotoon geraak het, wie se lewens so sonder enige waarde en betekenis geraak het, dat hulle dors na betekenis, na iets van waarde in hulle lewe. Dat hulle lewe self waarde sal hê. Daar is mense wat dors na vrede. Vrede in Hebreë gesien, vrede bedoelende in die wêreld waar daar soveel konflik en oorlog is, maar ook baie keer in hulle persoonlike en private lewens. Vrede in hulle huwelike, vrede in hulle gesinslewe, vrede in hulle familieverbande, vrede partykeer selfs met hulself. Party mense is so in stryd met hulself, met hul eie morele waardes wat bots met dit waaraan hulle elke dag blootgestel word. Dors na sekerheid. Daar is mense wat so twyfel in die dag van môre en of die dag van môre enigstens iets goeds gaan oplewer. En dan is daar die wat dors na hoop. Mense, dalk is dit die diepste dors van hulle almal. Mense wat nie meer hoop het. En moeg en moedeloos is vir hierdie wêreld. En vir die lewe self. As ek sommer so kyk na die moderne mens waarvan ek en jy deel is, dan het ek agtergekom dat ons maar 'n geslag is van moe, afgematte, uitgeputte mense. In die wêreld waarin ons woon, net 'n intense moe plek geword het. Jy sien, ons het mense geword wat koop vir terapie, sodat ons beter voel. Ek gaan koop 'n klomp goed in winkels wat ek nie nodig het nie, net dat ek beter kan voel oor myself. Ek werk my simpel, sodat ek kan sê ek het iets reg gekry, iets bereik. Ek kon ten minste die goed koop wat vir my terapie gebring het. Ons leef in 'n wêreld waar ons so hard probeer om ander mense te beïndruk met wie ons is, met wat ons het, wat ons gaan bereik, wat ons al hierdie dinge. Ons doen alles om onsself te bewys. Vir wat? Vir wie? Waarom? Ons presteer om iemand te word wie ons baie keer nie is nie. En tussenin oorleef ek en jy maar net. En soms oorleef ons glad nie. Ons koop nie. Ons bestaan nie. En ons harte bly leeg, soms dol leeg. Jesaja 55 vers 1 tot 3 in 'n sekere sin, vriende, klink soos 'n wonderlike oase in die dorste en
en droogste woestyn wat daar op hierdie planeet aarde is. Veral as ons hoor hoe God vir ons sê, kom almal wat dors het. Kom almal wat dors het. Dors het na meer as net water. Almal wie se dors nie meer geles word deur hulle prestasies, deur hulle harde werk, deur al die geld van hierdie wêreld en die dinge wat ons bymekaar maak nie. Kom julle wat dol leeg is. Wat op empty hardloop. Kom, sê die Here. God nooi in hierdie teks mense uit wat dors het, vriende. En dors hier het ons gesien is om iets in jou lewe te kort. Iets wat van lewensbelang is, kort te kom in jou lewe. Iets waarvan ek niks of min het. Iets wat ek nie deur eie inspanning en harde werk en prestasie ooit in hierdie lewe gaan kan kry nie. Ook dit is dors. Miskien 'n belangriker dors as die een na water. En is juis met sulke mense wat God dan in Jesaja 55 wil kom praat. Mense soos ek en jy, wat hy nader wil trek en sê, kom hier, jy wat dors het. Ons dink baie keer verkeerdelik oor dinge. Ons dink baie keer, ek moet eers sterker word in die geloof. Ek moet eers beter kan bid. Ek moet eers my ou deurmekaar lewe gaan uitsorteer. Dan kan ek gaan na God toe. Dan kan ek eers die uitnodiging aanvaar. Wat julle agtergekom, God se uitnodiging begin by 'n gebrek, 'n tekort. By mense wat weet wanneer hulle eie pogingkies nie meer goed genoeg is nie. En hulle by 0 uitgekom het. By empty. Ironies aan God se goeie nuus, liewe vriende, is dat mense wat die verste voel van God, dikwels die mense is, wat die heel diepste ook verstaan, hoe geweldig dors hulle na God. Hoe nodig hulle God het. En hier kom die nagmaal vir my in. Hier word die nagmaal 'n belangrike simbool, vriende. Want sien, niemand kom na die nagmaal toe omdat hulle dit op een of ander manier verdien het nie. Elke een wat na die nagmaal kom, na die nagmaaltafel kom en daar kom aansit, doen dit omdat hulle intense dors het. En dan kom die skokkende deel vir moderne mense om te hoor. Kom koop sonder geld, sê die Here. Dis nie hoe die moderne mens dit ken. Jy kry niks verniet in hierdie lewe nie. Alles kos geld. Almal het 'n prys.
al is dit eers later wat dit opgeëis word. Alles in hierdie wêreld werk op verdienste. Jy moet net al hoe harder werk. Jy moet jou skuld betaal, ook jou sondeskuld. Jy moet goed genoeg wees om by die nagmaaltafel te kom aansit. Maar die koninkryk van God werk anders. Dis die goeie nuus. Dit is die wonder van die nagmaaltafel. Die heel belangrikste dinge soos vergifnis, soos vrede, soos om iewers te behoort, om iewers tuis te kom. Die nuwe lewe self, die genade, waarvan die kerk so baie praat. Niks daarvan, my liewe vriende, kan gekoop word nie. Daar is nie geld in hierdie wêreld wat daarvoor kan betaal. Ons probeer wel nog ons heel beste. Ons werk ons wiliewalies af om ons plekkie aan die nagmaaltafel te verdien. Goeie werke. Deur net 'n skuldkompleks te ontwikkel. Ek moet net al hoe meer skuldig voel oor alles in my lewe, dan is dit reg. Deur harder te probeer, beter prestasies te lewer. Deur 'n absolute perfeksionis in my lewe te wees en in my geestelike lewe. Dan is ek welkom aan die nagmaaltafel. Hoor mooi vanmiddag vir my. Die brood en die wyn van die nagmaaltafel is nie 'n beloning vir goeie mense nie, maar vir mense wat weet hoe afhanklik hulle van God is. God vra juis vir hierdie selfvoldane mense, hierdie selfgenoegsame mense wat kom koop. So waarom spandeer julle geld op wat nie brood is nie? Wat nie die brood van die lewe is nie, wat nie die brood is wat versadig nie. Waarom spandeer julle geld daarop? Waarom spandeer julle geld op die najaag van sukses? Om 'n klomp goed bymekaar te maak, om beheer te hê oor jou eie lewe en die van ander, om erkenning te soek in alles wat jy doen, om 'n godsdienst te leef wat uit werke bestaan en sonder Christus is. Want niks hiervan versadig nie. Niks daarvan les daardie dieper dors nie, vriende. Die waarheid is, God gee nie net brood nie. Daar aan die nagmaaltafel ontvang jy dalk 'n stukkie brood, maar dis nie net brood nie. God gee Christus as die brood wat versadig, die brood van die lewe. Hy kom gee nie net wyn nie, hy kom gee die lewe self. Hy is die water van die lewe. Miskien voel jy vandag oorlaai, moeg, uitgeput, nutteloos, betekenisloos. Wel, ek het goeie nuus vir jou. Hierdie uitnodiging vanmiddag is vir jou.
Hoor as die Here sê, kom na my toe, almal wat dors het. Maar kom ek praat ook vinnig net 'n bietjie oor die kerk, in terme van hierdie teks vanmiddag, want ek dink dis belangrik, vriende. Een van die gevaarlikste goed wat met die kerk kan gebeur, is dit wanneer ons begin dink dat in die kerk, in die gemeente waar ek en jy aanbid, net sekere mense daar behoort. Mense wat soos ek en jy lyk, ek en jy praat, soos ek en jy aantrek. En Jesaja sê nee, kerk is nie so 'n plek nie. Die nagmaalstafel is nie so 'n plek nie. Jesaja sê, kom almal wat dors het. Almal. Jy sien, die kerk bestaan vir mense wat weet, hulle het God nodig. Nie al die ander goed wat hulle najag nie. Hulle diepste behoefte is aan God. Hulle grootste begeerte is hulle afhanklikheid aan God. En ongelukkig, of gelukkig, vriende, lyk almal wat so dors na God, nie altyd soos ek en jy nie. Dis dikwels ouens wat so twyfel in God, dat dit amper klink asof hulle nie meer glo in God nie. Dis dikwels ouens wat so skaam is oor hulle lewe en die lewe wat hulle gelei het. Dwelmverslaafde, prostituut, rower. Dis mense wat so huil oor hulle stikkende, vuil ou lewens, oor die misluktheid van hulle bestaan op aarde, hulle geestelike leegheid. Die evangelie is die nagmaal, die kerk, is veral 'n plek ook vir hulle. Mense met skuld, mense met pyn, mense met klein geloof en twyfel, mense wat dors en honger. So word die tafel 'n plek, word die kerk 'n ruimte, waar almal die brood, dieselfde brood, dieselfde beker, dieselfde genade ontvang. Die tafel waar ons kom aansit, en ek hoop so ook die kerk en die gemeente waarin ek en jy behoort, vernietig status. Niemand is belangriker as 'n ander daar nie. Hier in die kerk, hier aan die tafel, leef almal uit dieselfde genade. Genade van Christus aan die kruis. As gebroke mense instap, is die groot vraag, voel hulle welkom? Voel hulle veilig? Voel hulle dat hulle hier in hierdie ruimte waar hulle is, eerlik kan wees oor wie en wat hulle is en wat met hulle gebeur het in hulle lewe? Dat hulle nie hoef voor te gee nie, skaam te wees nie. Beleef hulle dat die ruimte waarbinne hulle instap, die tafel waarby hulle aansit, 'n plek is waar hulle honger versadig gaan word en hulle dors geles gaan word. Die kerk is nie 'n plek waar perfekte mense
wys hoe goed hulle is nie. Die kerk, die tafel, die gemeente is 'n plek waar dors mense leer. Net Christus alleen les daardie dieper dors. Voor ek 'n gebed doen, Sondag as jy erediens toe kom, na die nagmaal toe, gaan julle instap by die kerk en julle gaan by die deur jou wyn en jou brood kry en jy gaan sit by jou plekkie en jy los jou wyn en jou brood net daar, totdat ons dit later saam sal gebruik. Ek wil vir jou sê dat die hele erediens gaan die nagmaal wees. Maar die hele nagmaal gaan ook die preek wees. Ons gaan preek en sing en bid. Stap vir stap deur die erediens. Ons gaan juis ruimte skep vir mense wat stikkend is, gebroken is. Ons gaan vir mense bid in ons gemeente, dwars oor die wêreld, wat weet dat hulle alleen deur Christus versadig kan word. Ons gaan bid dat hulle ontdek dat net Christus kan versadig. En daarom nooi ek jou uit. Kom soos jy is. Met al jou hang-ups, met al jou dinge. Kom met die diepste dors wat binne jou is. Want daar's ook vir jou 'n plekkie aan die tafel hierdie Sondag. Here, ek bid vir Sondag se erediens. Dat U met elke een van ons op 'n besondere manier 'n pad sal loop. En dat daar 'n besondere ervaring in die diens sal wees van U heilige teenwoordigheid by ons. Dat niks ons van die liefde kan skei nie. En dat ons as 'n gemeente vanuit die tafel uit 'n plek in hierdie wêreld het om 'n lig te wees van U goedheid en guns.